suster, die kerkraad wil graag in die volgende afkondigings bekend maak. Ook het eerstens, vanaf vanoggend sing sonder die orgel, Len, soos wat ons allemaal kan sien, die paaie is baie sleg, so Len het ook verskoning gemaak om weer die paaie wat baie sleg is, as jy nie vanoggend kan wees nie. So ons gaan vanoggend saam sing sonder die orgel. Goed, die kollektes en die sakkies is vir die diens van barmhartigheid. En dan in die bussies is het vanoggend vir die toesoufonds. En volgende week is het vir die instandhouding van die erediens. Dan kom aan alle besoekers, as iemand is vanoggend saam met ons, dan kan ons saam met ons koffie te kom drink na die tyd. Baptisasie vanoggend na die diens, 11:15, kerkklok gaan lui, dan kan ons saam tot in die kerksaal. Belydenis Bybelskool vanmiddag in die kerksaal 4:00, Sondag 16 tot 19. Dan die kerkraad toerusting maandag aand, môre aand die 16de Maart, ons is nou nog nie seker, kom ons kyk eens wat maak al die paaie van die leen. Maar die Valwater dorpsbybelstudie, hy moet ook ongelukkig uitgestel word, vanweer visitasie wat nie op 'n ander dag kan gebeur as Dinsdag aand. So die Valwaterse bybelstudie skuif oor van komende Dinsdag na die 24ste Maart. Goed, dan ek verleed ons dankbaar vir die Here vir 'n voorspoedige operasie wat kon gebeur het by Ilona Erasmus. Sy was hierdie week net vir 'n operasie. Ons bid haar ook die krag en die troos van die Here toe die herstel. En die verjaars van hierdie week, die 15de vandag verjaar van die Hetty Erasmus en die 18de verjaar van Isak Nagel en die 20ste verjaar van Manuel Breer. Dit is ook die huweliksherdenking die 16de môre van Isak en van die Mariana Nagel en op die 17de van Odo en Jackie Venter. Dank die Here vir sy seën. Dis al die afkondigings. Kom ons sit net so, dan sing ons saam Psalm 144. Ons gaan net die eerste vers sing. Hy kan gesing word op die bekende wysie of van Psalm 2. Psalm 144, kom ons probeer om sing, die eerste vers, ons gaan nie die eerste vers sing. Terwyl ons so sit, probeer ons die eerste vers sing. Kom ons aanbid en kom ons dien die Here hier in sy erediens. Bely ons afhanklikheid in die woorde van Psalm 121. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer. Vang nou die Here se groetseën in sy erediens. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus en gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, ons sing saam Psalm 66. Daarvan gaan ons sing die eerste en die 6de vers, Psalm 66 vers 1 en 6. Vers 6 sing ons: Ek sal verlos uit doodsgevare, nou dat ek weer kan asemhaal. My offers bring op die altare en my geloftes aan U betaal. Nou dat die Here ons verlos het uit die doodsgevare, sal ons hom nie Psalm 66 vers 1 en 6 en daarna gaan ons geloof saam bly.
Kom ons bely ons geloof saam in die kerk reg oor die wêreld en ook weer al die eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, en opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. En ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. In ons belydenis lei ons saam ook naar spreek die woord van die Here na, en in die geval van die wet letterlik spreek ons die woord van die Here woord vir woord na. Sondag 34 van die katekismes. Dit is die deel van ons dankbaarheidslewe waar ons die wet so breedvoerig bely. Voel uit die wet van die Here. God het al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die derde gebod. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die wat sy naam ydelik gebruik, nie ons straf laat lei nie. Die vierde gebod. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gegee. Die 6de gebod. Jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod. Jy mag nie egbreek nie. Die 8ste gebod. Jy mag nie steel nie. Die 9de gebod. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Die 10de gebod. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Einde van ons katekismes van die wet. Dan bely ons, dan vra ons ook daar, maar dat elke gebod nou afsonderlik behandel is, waarom laat God die 10 gebooie dan so streng aan ons voorhou, as niemand dit toch in die lewe kan onderhou nie? Antwoord ons die eerste, sodat ons gedurende ons hele lewe, ons sondige natuur, hoe langer, hoe beter kan leer ken. En met groter verlange na die vergewing van sondes en na die geregtigheid van Christus kan soek. En tweede, moet ons sonder ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer na die ewenbeeld van God vernuwe mag word, totdat ons na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik. Ons antwoord die deel van ons bemoediging is Psalm 34, waarvan die
eers in die 8ste vers, Psalm 34 vers 1 en 8, dan gaan ons saam. Almagtige en getroue, goeie Vader, daarom mag ons vashou, onwankelbaar aan vashou, dat U goed is, dat U altyd goed is. Dis nie soos ons mense wat net soms hier en daar iets goed kan doen deur die Heilige Gees se werk in ons nie. U is altyd goed, U is die bron, die oorsprong van goed. Ons dit meer ken, o Here, deur die genade. Selfs ook al gaan dit in ons lewe swaar en as uitdagings, mag ons dan nog steeds weet dat dit goed is. Mag ons dan nog steeds onwankelbaar daarin vashou deur die genade, dat U soewerein is en dat U alles beskik in die kind se lewe. Nie eers 'n haartjie val van ons kop nie. Mag die soewereiniteit, die heiligheid en die heerlikheid ons harte verburger, harte sag maak, sodat ons dit mag ken, sodat ons met groot drange en begeertes na U toe sal vlug, ons enigste anker en ons hoop. Ons dankie vir die troue verbond wat U met ons opgerig het, o Here. U self gegee in die verbond, U self aan ons gebind. Dit is 'n verbond wat vasstaan, lewe en dood. Sien dit op die kruis. U self gegee, daardie belofte staan vas. Waarom wil ons nie herinner aan die beloftes? Wees toch met ons, o Here, bind U self toch aan ons, verlos U ons, herstel ons, Here, oor ons U mag en U heerlikheid. As ons U woord oopmaak, spreek U toch self tot ons, met ons. Dis net U wat deur kan dring, deur al die skanse wat ons rondom onsself bou en rondom ons harte bou, wil U deurdring daardeur, tot in ons diepste wese die uitkomst bring, redding bring, genesing skep, vrede gee. Ons bly dit, o Here, ons Here Jesus Christus, enigste, ware, enige verlosser en middelaar. Amen.
susters, Psalm 79, ons kan ons sing op die bekende wysie van Psalm 145. Nou gedink om dalk te verander na sommer na Psalm 145, toe, maar ek sê die woord van dan die reg is, en dan sê jy op groot skaal. So, gaan ons dalk probeer. Kom ons probeer om, is op die wysie van Psalm 145, maar ons sit Psalm 79, waarvan die eerste en die derde vers. Sal oplet dat die psalm wat ons nou gesing het, Psalm 79, is mooi dat ons hom kon gesing het, dat Psalm 79 en Psalm 80 is baie nou aan mekaar verband. Veral byvoorbeeld vir die wat ons gesien het en gesing het, ons diere wat ons smaak en spot en skip en hulle wat ons haat, hoe lang toch sal die toren gloed oor ons dier. Dis presies wat ons ook gelees het in Psalm 80 vanoggend. Dis die psalm wat ons gaan saam lees in die Here se woord, Psalm 80. Dan gaan ons ook enkele gedeeltes lees uit Matteus 26. Psalm 79 vers 1 het ons ook gesing van Jerusalem, die tempel wat vernietig is. Die erfdeel, die heiligdom is geskenk. Jerusalem is op 'n pynlik omgebied. Psalm 80 die eerste vers. Vir die musiekleier op die wysie van Lelis, 'n getuienis van Asaf, Psalm. O herder van Israel, hoor tog. Die wat Josef se skape lei, wat bo oor die gerubs troon, verskyn in ligglans. Wek u mag op voor Efraim en Benjamin en Manasse, en kom ons te hulp. O God, herstel ons, en laat die aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. O Here God van die leerskare, hoe lang nog rook u toren by die gebed van u volk? U het hulle trane brood laat eet, hulle oorvloedig trane laat drink. U het ons 'n voorwerp van stryd gemaak vir ons bure, en ons vyande dryf met die spot. O God van die leerskare, herstel ons, en laat die aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. Wingerdstok het hy uitgetrek uit Egipte, deur die nasies uitgedrywe en hom geplant. Hy het vir hom plek gemaak, en hy het wortels geskiet, en die land vervul. Die berge was bedek met sy skaduwee, en met sy ranke die seders van God. Hy het sy ranke uitgebrei tot by die see, en sy lote na die rivier toe. Waarom het hy sy diere stikkend gekreeg? Sodat almal wat met die pad verbygaan, hom kaal pluk. Die wilde vark uit die bos eet hom op, en wat roer op die veld, wy hom af. O God van die leerskare, kom tog terug, aanskou uit die hemel en kyk, gee ag op hierdie wingerdstok en wees 'n beskerming vir wat u regterhand geplant het, en oor die seun wat u vir uself groot gemaak het. Hy is met vuur verbrand, hy is afgekap, vanweë die dreiging van u aangesig kom hulle om.
Laat die hand wees oor die man van die regterhand, oor die menseseun wat u vir uself groot gemaak het. Dan sal ons nie van u afwyk nie. Hou ons in die lewe, dan sal ons u naam aanroep. O Here, God van die leerskare, herstel ons. Laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. Al hierdie psalm, God van die leerskare, herstel ons, laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. Veral op vers 16 en vers 18, vers 16 wat praat van die seun wat u vir uself groot gemaak het, en vers 18, laat die hand wees oor die man van die regterhand, oor die menseseun, of die seun van die mens wat u vir uself groot gemaak het. Ons baie dan ook na Mattheus 26 toe. Lees net enkele verse daar, vanaf vers 57. Mattheus 26, ons lees saam vanaf vers 57. Die wat Jesus gevange geneem het hom weggelei na Kajafas, die hoofpriester, waar die skrifgeleerdes en die ouderlinge vergader het. En Petrus het hom van ver af gevolg tot by die paleis van die hoofpriester, en hy het ingegaan en by die dienaars gaan sit om die einde te sien. Die hoofpriesters en die ouderlinge en die hele raad het valse getuienis teen Jesus gesoek om hom dood te maak, en niks gevind. En alhoewel daar baie valse getuies gekom het, het hulle niks gevind nie. Maar op laas kom daar 2 valse getuies en sê, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en dit in 3 dae opbou. Waarop staan die hoofpriester op en sê vir hom, antwoord u niks nie, wat getuig hierdie manne teen u? Maar Jesus het stil gebly. Die hoofpriester antwoord en sê vir hom, ek besweer u by die lewende God, dat u vir hom sê, of u die Christus, die seun van God is. Jesus antwoord hom, jy het gesê, maar ek sê vir die almal, van nou af sal jy die seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. Toe verskeer die hoofpriester sy klere en sê, hy het godslasterlik gespreek, wat het ons nog getuies nodig? Kyk, nou het julle sy godslastering gehoor. Wat dink julle? En hulle antwoord en sê, hy is die doodskuldig. Toe het hulle in sy aangesig gespieg en hom met die vuis geslaan en ander het hom met stokke geslaan en gesê, profeteer vir ons, Christus, wie is dit wat u geslaan het? Al die woorde van nou af sal die seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. Psalm 80 is 'n psalm wat gaan oor God se mense wat swaar kry. Dit is 'n psalm wat gaan oor God se mense, die Christene, wat deur die probleme en deur die ellendes van die lewe gaan. Christene kry ook swaar. 'n Groot dader in ons tyd wat sê dat Christene net altyd gesondheid en weelde sal hê. Hulle sal wel sê, glo net bietjie meer en sê net heeltyd die regte dinge, spreek die regte dinge oor jou lewe en moenie die slegte dinge oor jou lewe spreek nie, sal hulle sê, en dan sal daar rykdom en weelde en gesondheid oor jou lewe kom. Is dit waar, jou broer en suster? Bybel leer ons anders. Wees maar nie klaar die Here weer. Want die hoor die Here se volk dit oor 'n swaar van die lewe gaan. Wees maar nie die Nuwe Testament, Paulus se swaar. Die woord van die Here is daarvan vol. Christene in hierdie wêreld kry swaar. Hier is 'n kerk. Hy ook swaar. Ons gemeente kry ook swaar. Mense in die dorp kry swaar finansiëel of weet siekte of werksomstandighede, so kan ons baie dinge nog opnoem. Hoor tog hoe mooi lees ons in 1 Korintiërs 12 vers 16 oor ons gemeenskap van gelowiges, oor die kerk wat swaar, dan lees ons as een lid lei al die lede saam en as een lid geëer word, is al die lede saam lei. Dis die gemeenskap van die gelowiges. Drama. Psalm 80 is 'n klaagpsalm van die Here se volk. Kan ek sê dis 'n klaagpsalm van die Here se kerk.
Sy klaag tot die Here. Sy stort haar hart uit tot die Here, soos wat ons partykeer praat. Dis nie swartgallig nie, dis troos. En dit gee hoop, ons klagtes by die Here uit te stort en voor die Here te bring. En dit sê, net die Here kan ons uitkoms bring in ons nood. Die grootste aangryp waarin die Here se volk is waarskynlik hulle eie vernietiging, die ballingskap. Psalm 79 vers 1 sê die tempel is verontreinig, Jerusalem is tot 'n puinhoop gemaak, as niks meer oor van Jerusalem nie. Vorige Psalm 79 vers 1, ons gesing het, Psalm 80 vers 3 noem die 3 stamme Efraim, Benjamin en Manasse. Maar dit gaan hier oor die ballingskap van die noordryk van Israel, van die 10 stamme. Dit het natuurlik gebeur voor Psalm 79. Jerusalem wat vernietig is die laaste ding wat gebeur het. Die Here sê, julle volk, al die 12 stamme, die hele Israel is oor ballingskap. Presies, hoe moet ons hierdie nou verstaan? Wat is die agtergrond van hierdie toestande? Wat is die omstandighede wat gebeur het? Is dit regtig die volk wat in ballingskap weggegaan het? Dis nie so duidelik nie. Wat in die Psalm wel vir ons sê, dit gaan oor God se mense wat deur die dinge en die skommelinge van die geskiedenis gaan, wat deur die swaar kry, deur die struwelinge van die geskiedenis gaan. Die Here se volk kry bitter swaar, is baie duidelik in die Psalm 80. Swaar kry in die lewe. Sal sy huise en hulle plekke is dalk vernietig, hulle vriende en familie dalk doodgemaak. Vernietiging en sterwe. Vra die Psalm hoekom, Here? Waarom? Vra vers 13. Wil jy sê die Psalm? Hoekom, Here? Hoe lang nog, Here? Vra vers 5. Sal maar weer terugkom nou as ons konteks hierdie Psalm gaan. As ek val in die Psalm dat ek vir Here vra, hoekom, Here? Hoekom laat jy hierdie groot ding oor ons kom? Hoekom? Hoe lang nog gaan die koning dryf daar in vers 5? Die psalmdigter gryp vas in die geloof aan die Here. Die psalm wil die Here se volk bemoedig. Die psalm wil die kerk bemoedig. En daarom begin die psalm ook so met, o herder van Israel. In hierdie ellende van die volk het hulle 'n herder. Wat doen 'n herder nie? Hy lei die skape. Hy lei hulle na die regte paaie toe. Hy beskerm die skape teen aanvalle van buite af. Hy voorsien vir hulle behoeftes. Psalm 23 wat ons gaan sing, sê dit ook so mooi. Hy lei hulle na waterstrome waar daar rus is. Hy gee vir hulle kos en water. En dit is die Here vir sy kerk, vir sy kinders. En die swaar kry, gryp die psalmdigter vas aan wie die Here is. Vers 2 sê die Here is die een wat bo oor die gerubs troon. Dit laat ons dink aan niks anders nie as die verbondsark. Dis die taal van die verbondsark hierdie met die versoendeksel wat op die ark was. En dan was daar 2 gerubs wat so na mekaar gekyk het, hulle so met hulle vlerke. 2 engele bewaak hulle die Here se heiligheid so oor daai troon. Die Here se troonsetel. Maar die digter hou vas aan die Here wat koning is van die hemele. Hy is koning van die ganse leerskare van die hele hemelse engele magte. Hy is koning van hulle, dis sy weermag, die engele magte. Hy is die een wat oor die gerubs troon. Oor die gerubs troon, hy sê vers 2. Dis die Here van die psalmdigter. Hierdie Here, wat oor alles troon, elke skepsel troon, dit is die psalmdigter se herder. Daarom daar die psalmdigter ook vir die volk geen ander uitweg nie as om vas te hou aan hierdie Here. Want hoe anders sal hulle vlug? Want hoe anders sal hulle gaan? Daar's niks of iemand wat by die Here kan kom nie, of wat enigstens met hom vergelyk kan word nie. Waarom gaan hulle na die Here toe? Waarom vlug hulle na hom toe? Hy is die een wat oor alles troon. En lees ons in verse 2 tot 4 6 bevele wat gemaak word vir die Here. Dit is baie opvallend. 6 bevele lees ons in hierdie psalm.
hierdie groot Here kom sy kind toe, en hy waag dit selfs om die Here te beveel. Is dit nie hoogmoedig nie, is dit nie godslasterlik om die Here te beveel nie? En suster, ons sien hier baie desperaatheid. Volk en die digter is desperaat. Beveel die Here, kan dit? Ons kan die Here beveel. Maar baie belangrik, tot dit wat hy ons beloof het. Die Here het dit dan beloof, dit is sy woord wat hy ons beloof het, en daarom kan ons om dit beveel. Ons hou die Here aan sy woord, aan sy beloftes. Hier is nie die bevele wat ons in ons tyd baie hoor nie. Ek beveel nie om hom of haar gesond te maak, of om die persoon se finansies te red, om hom 'n kar te gee, of al hierdie dinge wat ons hoor, ons tyd. Hierdie is smeekende bevele wat tot die Here gesmeek word, beveel word, uit desperaatheid. Ons gebed. Let op hoe soos hierdie bevele eintlik oor twee dinge gaan. En dit gaan oor twee dinge wat baie nou saam gaan. Die eerste is hierdie bevele gaan oor die Here se heerlikheid. Tweedens gaan dit oor die digter se verlossing. Dit is die twee dinge waaroor die psalmdigter die Here beveel, oor hierdie twee dinge. Die Here se heerlikheid, kyk hoe lees ons dit juis in vers 2, verskyn in liggaams, Here. Bevel, verskyn Here in liggaams, maar verskyn in die heerlikheid, verskyn tog in die glansryke en die goddelike heerlikheid. En vers 3 sê, wek u mag op. Dit is niks anders nie as die Here se heerlikheid en sy majesteit, die Here se mag. Kom met die heerlikheid en die majesteit, die mag. Vele gaan oor Here, kom na ons toe met die heerlikheid. Die ander ene is, red ons, die ander vele gaan oor, red ons, Here, kom ons te hulp. Los ons. In vers 4 is die refrein wat ons 3 keer in hierdie psalm vind. 3 keer vind ons hierdie refrein in vers 4. O God, herstel ons, is die 5de bevel van die eerste verse. Herstel ons, tot ons vorige stand, dalk tot voor die ballingskap, tot voor die verwoesting. Ons opvallen wat hierdie woord vir herstel ons, Here, wat 3 of 4 keer in die psalm voorkom, dis dieselfde woord wat gebruik word vir bekeer ons. Herstel ons. Laat ons omdraai, Here, terug na U toe. Dit gaan seker nie net oor hulle omstandighede hier nie, maar veral oor hulle harte. Dis waar die herstel veral nodig is. Hulle harte moet herstel word. Terugdraai na die Here toe. Spreek hulle. Die Here, verlos ons, Here, bring ons na U toe, na U heerlikheid toe, bekeer ons. Laat U aangesig skyn. Woord aangesig kom 4 keer in die psalm voor, vers 4. Dis die 6de bevel van die eerste paar verse. Laat U aangesig skyn, Here. Die 6de bevel, 6 bevele. Laat die aangesig skyn, sodat ons verlos kan volg, want die Here se aangesig skyn nou in hulle ballingskap, en die Here se aangesig is vol van toorn op hulle. Vers 7 noem dit ook dat die Here se aangesig dreig. Die Here brand los op hulle in sy heilige woede, sy aangesig skyn nie nou nie. Dis die groot gedagte waaroor dit hier gaan, die Here se aangesig wat skyn. Klaagliedere 3 vers 43 en 44 lees ons. U het U in toorn gehul en ons agtervolg. U het gedood sonder verskoning. U het U self in 'n wolk gehul, sodat daar geen gebed kon deurdruk nie. Kyk terloops vers 5 van ons psalm, die Here hoor nie meer hulle gebede nie. In 'n wolk waar daar geen sonde kan kom nie, so is die Here nou vir die Here se volk. Sy aangesig skyn nie meer. Aangesig is nou gehul in toorn. So wanneer die wolke saampak, is daar 'n donderstorm kom. Die skyn is weg. Die ligglans van die Here se aangesig is weg. Die lig is weg. God self. God is lig, sê in Johannes. Ons ken almal wat donker baie goed.
God se lig is weg, sy lig skyn nie meer by hom. Dink ook aan die 7 lede aan die einde van die erediens. Laat die aangesig skyn. Ons genade is, laat het skyn, laat daar lig wees. Nou is dit weg vir die Here se volk. Daarom bid hulle. Hierdie laat die Here se volk bid. Dit laat die Here se volk tot die Here smeek. Dis hulle bemoediging, broer en suster, hulle kan die Here smeek. Hulle het 'n God wat hulle kan hou aan sy beloftes. Hulle het 'n God wat 'n verbond met hulle opgerig het, en daardie verbond hou hy altyd. Die probleem is by hulle self. Daarom smeek hulle hierdie Here, smeek hom. Laat die aangesig weer skyn, Here. Die aangesig skyn. Verse 5 tot 8, die tweede deel van die Psalm gaan oor die volk wat hulle swaar en hulle ellende bekla en betree. Nou iets is dan baie opvallend in vers 5. Die digter vra nie in vers 5 nie, hoe lank nog voordat hierdie swaar kry nou gaan verbygaan nie? Hoe lank nog gaan hierdie swaar kry aangaan nie? Dis nie wat die psalmdigter bid en vir die Here vra nie. Die psalmdigter vra, hoe lank nog gaan u toornig wees, o Here? Het ons dit nog in ons swaar kry, ons ellende? Hou die Here nie meer van ons gebede nie? Dit vra vers 5, psalmdigter worstel waarmee met die Here, hy bid en dan sê hy, Here, is ons gebede nie vir hierdie aangenaam nie? Vers 6, hulle eet trane brood en wat daarin vir hulle is te drinke is net hulle eie trane. Maar nog iets val op by verse 6 en 7 en dit is die woordjie u. U het hulle trane brood laat eet. U het ons 'n voorwerp van stryd gemaak. Met ander woorde, broer en suster, dis die Here wat hierdie ellende oor hulle gebring het en dit bekla hulle nou. Dis aangrypend. Dis asof die skuld op die Here gepak word, maar daar's 'n groot verskil. Die skuld kan nie op die Here gepak word nie. Dit is besonder, want dit gaan hier oor die Here se soewereiniteit. Die swaar kry is nie buite God se wil nie. God is die een wat op die ou ende hierdie toegelaat het. Dis besonder. Ons Here broer en suster, hy is werklik soewerein. Hy bestik regtig alles in ons lewens. So ek wil sê dat nie 'n hartjie van ons kop kom. Enige kwaad wat kom oor ons lewens, die Here moet dit beskik. Moet dit toelaat. Hy is nie die oorsprong van die kwaad nie. Beskik. Hy is regtig in beheer oor elke deeltjie van jou lewe. En ons swaar en in ons ellende, ons lewens, staan ons Here nie een kant. Dan gee hy nou ons vir 'n tyd oor aan iets of iemand. Hy staan nie een kant. Hy is betrokke. Sy aangesig skyn nie meer. Sy aangesig word nou weggedra. Hy is daar. Die Here los sy kind nooit nie. Dis troosvol. Maar dit beteken ook net die Here kan hierdie volk se situasie weer verander. Hy kan werklik, want hy het dit beskik dat hulle in hierdie ellende gekom het. Hulle kan hoe stoei en hoe roei en planne probeer maak om self die dinge weer reg te rig, maar die Here het die swaar in die ellende gebring en daarom kan net hy ook weer vir hulle die uitkoms bring. Dis ons troos, geliefde. Troos. Daarom sal geen ander uitweg as om net die knie te buig in gebed en te bid tot die Here in vers 8, o God van die leerskare, herstel ons en laat die aangesig weer skyn. Laat die lig weer oor ons kom sodat ons verlos kan word. Dis hulle moed. Dis ons moed en ons hoop. Ek bid dat die God van alle mense en alle wesens, die God van die leerskare, wat ook 4 keer in die Psalm genoem word, hy kan ons herstel en sy aangesig weer oor ons laat skyn. Die derde deel van die Psalm is verse 9 tot 14. Die digter dink terug aan die verlede, hy dink terug aan die goeie ou dae. En dan vra die digter die groot hoekom vraag in vers 13.
Waarom? Hoekom het U sy lewe stukkend gebreek? Maar hierdie verse 9 tot 12 word 'n beeld van die Here gebruik wat nogal opvallend is. Geliefde, het jy al ooit gedink aan die Here as 'n tuinier? Die Here word nie net 'n herder genoem in hierdie Psalm nie, maar die beeld van 'n tuinier word ook gebruik om die Here te beskryf in hierdie verse. Hy het 'n wingerdstok uitgetrek en hy het hom weer geplant. Hy het 'n groot wingerdstok gehad, hy het hom geplant in die land Kanaan en dis die Here se volk, hierdie wingerdstok. Nee, wingerdstok het net gegroei en gegroei en gegroei. Noord, oos, suid en wes het die Here se volk gegroei en baie geword, soos wat die Here beloof het in sy woord. Die eerste boeke van Moses. Volk Israel was 'n groot grondgebied. Dink terug aan die tyd van koning Dawid, Salomo. Here se volk het gegroei. Nou is dit anders. Ons nou hierdie groot stryd met God. Kyk hoe het dit gelyk en kyk hoe lyk dit nou. Wat het die Here gedoen? Hoekom? Waarom het die Here die mure om hierdie wingerdstok van hom afgebreek, sodat al die wilde diere van die veld kan net inkom en hierdie wingerdstok net heeltemal kan verwoes, vers 13 en 14. Maar die een gelos het, kom die ander een en hy eet dit nog verder af. As net iemand van so iets kon doen, dis die God van die Heerskare. Hierdie groot volk van hom kon niks bring in die ballingskap. Van die tyd van Dawid en Salomo na die ballingskap. Dis nie die God van die Heerskare wat so iets kan doen. Juist omdat hy die God is van die Assiriërs en die Babyloniërs, juist daarom kon hy hulle stuur na sy volk toe. Nie die Almagtige wat so iets kon doen. Dis die God van die Heerskare. Daarom is daar maar net een opsie, daar is net een uitweg. Vers 15. God van die Heerskare, kom tog terug, Almagtige en grote God, Here van alle dinge, kom tog terug, herstel ons. Kyk Here, sien tog, gee tog ag. Dis asof die Here nou ver is, die psalmdigter en nie omgee nie. Kyk tog Here, en moenie net kyk nie Here, doen tog iets, sê vers 15, besoek ons, gee tog ag, doen iets Here, beskerm Here. Maar daai psalm skielik in die laaste deel, dan 'n man. Maar die man van God se regterhand, verse 16 en 18. Van die psalms, maar andere psalm 18 vers 36 is die man van God se regterhand, meermale die koning van die Here se volk. Kan dus sê die volk bid vir hulle koning. Ons lees op ander plekke in die Here se woord van die Here se seun, en dit is ook al fyn hierdie gedeelte verklaar. Hy sê hierdie seun is die Here se volk. Sy eerstgebore seun, lees ons in Eksodus van die Here se volk. Hoe dit ook al sy broer en suster, hierdie woorde is woorde wat ons sommer vinnig vat aan die Messias toe. Wie is die man van die Here se regterhand? Hy is die groot koning, hy is die Messias. Kyk Psalm 2 vers 6 en 7 wat sê, ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg, ek wil vertel van die besluit, die Here het aan my gesê, die is my seun. Die seun van Psalm 80 vers 16, die seun wat ek vir myself groot gemaak het, die is my seun, vandag het ek self nie gegenereer. Of Psalm 110, die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek die vyande maak en voetbank vir die voete. Die digter bid hier in vers 18, laat die hand wees oor hom, oor die man van die regterhand. Dit moet soos as die Here se hand oor iemand is, dan gebeur daar wonderlike dinge. Dink maar net aan die tyd van Esra en Nehemia, toe hulle weer herstel het en gebou het, toe was die hand van die Here daar oor hulle. Die Here se hand moet oor hom wees. Die Here se volk Israel om reg te kom, moet daar inderdaad onsaglike groot dinge gebeur. Messias moet kom, as net een koning wat redding kan bring, die mense seun moes kom van Daniël 7, daar
gebeur hierdie ontsaglike groot dinge. Wat gebeur? Ons lees van hierdie groot dinge in Matteus 26. Lees daar, Here Jesus het stil gebly in vers 63 en 64 en die hoofpriester het antwoord en hy sê vir hom, ek besweer u by die lewende God dat u vir ons sê of u die Christus die Seun van God is. En Jesus antwoord hom, jy het dit gesê, ek sê vir die almal van nou al af sal u die Seun van die mens sal daglig die mense sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. Dis sy heerlikheid wat hier beskryf word. Sy heerlikheid van sy wederkoms. Sy heerlikheid van, hy sit aan die regterhand. Wat bedoel dit, broer en suster? Om te sit aan die regterhand gaan oor een ding en dit gaan oor mag en krag en gesag. As ons hierdie hoor regterkant, dan moet ons nie dink aan God wat 'n mens is nie. God is gees. Dit gaan veral oor Christus wat al die mag en al die krag het. Ons het vanoggend ook bely, hy gaan sit aan die regterhand van God. Dit gaan veral oor sy mag. Hy het al die mag, hy het al die krag, hy het al die heerlikheid. Hy is die koning se regterhand. Koning bestuur alles deur hom. Dis wat Matteus 26 sê, vers 64. Van nou af sal jy die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke. Wat is hierdie heerlikheid van die mens se Seun? Van hierdie tyd af dat hy dit gesê het, die mense begin om sy heerlikheid by uitstek te sien. Waar sien hulle dit dan? Waar sien hulle die Here Jesus se heerlikheid en sy mag, sy krag en sy gesag? Hulle begin dit sien by uitstek daar op die kruis. Hy is nie maar net nog een wat daar op die kruis is nie. Selfs die hoofman wat daar by die kruis is sê, waarlik, hy is die Seun van God. Sy mag en sy heerlikheid gaan natuurlik baie ver en na 3 dae staan hy op. Psalm 80, laat u hand wees oor hom, die man van die regterhand, hy staan op. Later vaar die Here Jesus op, hy gaan die hemele in, aan die regterhand van die Vader, hy het al die mag en al die gesag. Christus, hy is die regterhand van God, wat sy volk verlos. Die Here God van die leerskare herstel ons, laat die aangesig skyn sodat ons verlos kan word. Die Here het sy volk verlos in die Here Jesus Christus. En dis net in Christus, broer en suster, wat God se aangesig weer skyn en kan skyn, sodat ons sy genade kan ken en dit kan slaag en dit beleef. Broer en suster, hoor wat lees ons in 2 Korintiërs 4 vers 6 oor die Here se aangesig wat skyn. Lees daar 2 Korintiërs 4 vers 6, want God het gesê dat daar uit die duisternis lig moet skyn. Dit is hy wat ook in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God en die aangesig van Jesus Christus. Ons hemelse Vader het in ons harte geskyn, verligting te bring die aangesig van Jesus Christus. Dis hoe ons weer God se aangesig sien, hoe sy aangesig weer oor ons skyn, is net in Christus. Vers 19 bid, hulle hou ons in die lewe. Dis wat die Here kom doen dit in Christus, hy is die lewe. Johannes 10 vers 10 sê Christus, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe vir sy skape af. Dis waarmee die Psalm 80 begin het. Moet jy hoor, hier is 'n psalm wat uit en uit gaan oor Christus. Net in Christus wat ons weer altyd met groot vrymoedigheid kan bid oor God van die leerskare herstel ons. Dat die aangesig skyn sodat ons verlos kan word. Ons sal herstel in Christus. Deur in sy oorwinning te lewe. Dit kom werk sy gees in ons. Bid aan die Here van die leerskare ons sal herstel in Christus. Hy het dit reeds kom doen. Mag ons ook weer en weer deelagtig word. Sy aangesig wat skyn in Christus. Dis wat sy Heilige Gees ons
werk. Christus. Amen. Ons sing saam Psalm 23, ons sing daar van die eerste en die tweede vers. Psalm 23, ons sing ons vers 1 en vers 2 en daarna gaan ons saam bid. Almagtige Vader, wonderlike woorde dat ons vir ons lippe mag bring, dat U ons Vader is, U ons herder is, dat ons versorg en ons lei en beskerm. U ook die tuinier is, wat plant en laat groei, maar ook laat uitdruk. Waarom gehoorsaamheid is aan U bondelinge, die bondgenote. Dis ons Here, wat 'n troos, dat ons die bondgenote mag wees, dat U self aan ons gebind het. Bring tog herstel in ons, o Here, dat ons mag terugkeer na U toe. Gaan terweer veral oor ons harte. Bring ons terug na U toe waar dit vir ons die heel beste is. Ek wil ons bid en vra of U ons omstandighede herstel sal bring in ons land waar daar soveel onreg en bedrog is, in die wêreld waar daar oorloë is. Bid vir rus en vrede, net sodat U woord mag uitgaan. Ons weet ook dat U gesê het, daar sal gerugte wees van oorloë en daar sal oorloë wees. Daarom bid ons nie teen U wil en U Here. As U dit wil so hê, kan dit so wees. U is groot en alwys. Waar die kerk na stryd, met sy fisies vervolging, dood, met sy geestelik veral, Here, bewaar ons, bewaar die kerk in ons land, en dwaaleer, waar die kerk in die wêreld. Mag sy 'n getuienis wees en bly getuig
Wil U aanhou wandel in die midde van U kerk, Here, sodat sy gesterk mag word om te kan getuig. Ons lees in Openbaring waar Christus in die midde van sy kerk wandel. Maar te versterk, te troos en te bemoedig. Staan tog op vir ons, Here. Laat U aangesig skyn. Herstel ons, verlos ons. Dank en loof U vir die reën wat U skenk. Die aarde so goed. Ons bid vir die beproewinge wat daar is. Ons bid vir hulle wat vir die reën vanoggend saam met ons kan wees hier om te ontmoet in die erediens nie. En ook hulle harte troos en versterk in hierdie moeilike tye. Ons bid vir ons boere wat uitdagings het. Ons bid vir ons land wat deur mekaar is vanweë petrol- en dieselpryse wat opskiet. Ons laat U toe vlug. U is goed. U is daar altyd uit ons. Dankie vir stel wat U gegee het na siekte, vir 'n geseënde, voorspoedige operasie. Dankie vir U goedheid ook daarin. Wil U ons elkeen moedig, versterk en vol moed maak om getrou in ons roeping te staan hierdie tyd. Ons bid en ons vra dit, U naam ontwil, U heerlikheid ontwil, Christus Jesus se naam, ons enigste middelaar. Amen. Ons sing saam Psalm 80, ons kan hom sing op die wysie van Psalm 105. Psalm 80, daarvan sing ons versie 1 en 10. Here sal U seën en U behoed. Here sal sy aangesig oor U laat skyn. Genadig wees. Here sal sy aangesig oor U verhef en aan U sy vrede gee. Amen.